Goeiemôre. Dis heerlik om op hierdie dag, 14 Augustus, verder met jou te kan gesels oor die wonder van die feit dat ons almal uniek is in ons Vader en dat hy, volgens Galasiërs 5:22 en 23, waarlik vir ons opdragte gee oor hoe hy graag wil dat ons sal lewe. Ja, my naam is Estie Geldenhuys en ek is nou al geruime tyd besig. Ons het eers gesels oor die hele kwessie van die duif. Waarom die duif gebruik word as 'n beskrywing van al die dinge wat ons Vader in ons sien. En ons het gesels oor die eerste vlek van die duif, wat verwys na die gawes, en nou is ons by die tweede vlek, naamlik die vrug van die Gees. Onthou dat plante, bome, struike, tuinplante, groente, plante word veral aan hulle vrug herken. So behoort ek en jy ook aan die vrug van die Gees van God, van ons almagtige Skepper, as syne herken te word. En die vraag is, dra ek en jy die vrug van die Gees van ons Vader ook in daai klein oomblikke wat ons so agter ons knieë gevang kan word? Onthou, lees dit Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde, wat ons verlede week bespreek het, en vandag blydskap. En lees dan ook vers 23, waar daar regtig waar staan, Galasiërs 5:23, teen sulke dinge is die wet nie. En 'n mens moet glimlag oor hierdie opmerking van Paulus, dat daar geen wet daarteen is om gevul te wees met blydskap nie. Goed om te weet, nie waar nie? Vader, dankie. Dankie vir al die gedagtes wat U my laat neerskryf het. En ek bid in die naam van Yeshua. Vader, kom deur die krag van U Gees en kom bedien U self nou. Hierdie gedagtes wat U my gegee het, kom bedien U dit self op hierdie platform. En daarom vra ek, kom bedien U asseblief elkeen wat ooit na hierdie boodskap sal luister. Kom doen U dit self. Dankie Vader, ek staan terug. Kom neem U asseblief totaal en al hierdie krag van U Gees nou hier oor. Halleluja. Amen. As ons nou hier 'n paar van ons bymekaar was, en ons het gesit en gesels in 'n kring oor blydskap, en iemand in die groep sou dapper genoeg wees om te beweer dat blydskap 'n keuse is. Ha, ek wonder, daar sou waarskynlik meer as een wees wat selfs heftig kan verskil. Maar kom ons bedink dit. Is blydskap 'n keuse? Ja of nee? Blydskap is tog nie iets wat jy kan aanplak van buite af nie. Blydskap moet van binne kom. Ware blydskap kom van binne. Maar hoe kan 'n mens kies om blydskap te beleef en dan plak jy dit in jou binneste en dan is dit opreg? Sal hierdie soort blydskap oortuig myself en ander? Dan weer, hoe kan opregte blydskap van binne kom as daar dalk 'n hele klomp ander dinge reeds binne in my is, soos teleurstelling en kommer en vraagtekens? Miskien is ons op 'n plek waar ons verragtig allerlei dinge probeer, maar net niks werk uit nie. En blydskap ontwyk ons. Weet jy van watter kant af ons ook dan na kyk? Wil dit lyk of die scenario dat blydskap ons kan ontwyk veral vanweë eksterne faktore waaroor ons nie beheer het nie, die sterkste staan. Maar dis altyd goed om terug te gaan na die woord toe. Kom ons kyk wat leer die woord oor blydskap. Psalm 100 byvoorbeeld. Die opskrif daar is 'n psalm by die lofoffer. Juig voor die Here, o ganse aarde. En hierdie is tog 'n opdrag, né?
'n instelling, 'n ingesteldheid. Dus 'n keuse wat ons ook moet leer maak. 'n Keuse. Vers 2. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Steeds gesindheid wat 'n keuse is. Vers 3. Erken dat die Here God is. Wys dit dalk na fokus? Dan keuse. En die gesindheid sal volg. So die 3 kom in die ry van fokus, keuse, gesindheid. Ek lees verder vir vers 3. Hy het ons gemaak, ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Steeds 'n bewustelike keuse. Die erkenning van wie hy is. Vers 4. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesange. Loof hom, prys sy naam. Steeds die keuse. Vers 5. Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En sy trou van geslag tot geslag. Hierdie is feite, God is goed en betroubaar. En hy kan ons nie in die steek laat nie. Wanneer ons die bewustelike keuse maak om aan ons Skepper God 'n lofoffer te bring, sal hierdie lof aan God ons fokus bepaal. Met ander woorde, as ek kies om hom te loof, word dit my fokus. En daarom sal dit my gesindheid verander. Ons sal nie anders as om in verwondering te besef wie hy is nie. En wie dan, word Sefanja 3:17 ook vir ons waar. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Hierdie woorde word aan Sefanja gekoppel, maar weet jy wat? Dit spel die karakter en die gesindheid van ons Vader uit. Sy karakter en gesindheid kan nie aan mekaar verander en aanpas nie. Dit staan vas en dit is hoe hy oor ons voel. En as dit is hoe ons Skepper oor ons voel, kan ons mos nie daarop antwoord met vraagtekens en ongeloof en twyfel nie. Wat leer ons verder uit die skrif? Onthou vir Lukas 8. Ek wil kyk na vers 11 tot 15, want die vorige gedeelte bring ons Messias die gelykenis van die saaiër, maar hier is hy besig om dit uit te lê. Dit is dan die gelykenis, sê hy in vers 11. Die saad is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie kan glo en gered word nie. En dit is waarteen ek en jy moet waak. Dat die vyand nie kom en die woord uit ons harte wegneem nie. Vers 13. En die op die rots, dis nou die saad wat op die rots geval het, is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor, maar hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo. En in die tyd van versoeking val hulle af. Is ons geloof in ons Vader sterker as versoekings wat na ons kant toe kom? Gaan skryf 'n bietjie daai een neer en wonder oor jouself. Vers 14. En wat in die dorings geval het? Dit is die wat gehoor het en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. Vers 15. En die wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. Ek wil ook vir jou lees Galasiërs 5 vers 24 en 25. Maar die wat aan Christus behoort, het in die eerste plek die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Met ander woorde, ons kan nie
uit die reaksie van ons vlees lewe nie. Dit moet gedissiplineer word en daai dissipline kan net ons self aanwend. Niemand anders kan hierdie ding vir ons doen nie. Ons moet dit self doen. En dan lees Galasiërs 5:25. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. So die twee belangrike dinge hier, ons moet die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede kruisig, en ons moet leer om deur die Gees te wandel. Ek wil ten slotte vir jou voorhou uit Habakuk 3:17. Kom ons leef volgens Habakuk se voorbeeld. Vers 17 tot 19. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here, Jahwe Adonai, is my sterkte. En hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Dis moontlik dat ek en jy altyd deur die krag van die Gees van God blydskap kan beleef. En weet jy, ek glo, veral as mense na aan ons weet dat dit dalk nie met ons goed gaan nie. Maar ons leef steeds blydskap uit. Wat 'n getuienis. Dankie Vader, dat ons kan uitroep dat dit net in U moontlik is. Net deur U krag is dit moontlik. Net wanneer ons toelaat dat U ons gedagtes verander, sodat ons die volle begrip sal ontvang van al die skrifte wat ek vanmôre hier gelees het. Dan Vader, sal ons soos Habakuk kan uitroep, al is daar niks. Nogtans sal ek in die Here jubel. Vader, ons jubel in U. Ons jubel U vir 'n seisoen wat draai. Ons jubel in U vir alles wat U vir ons gee in hierdie dag. Ons jubel in U omdat ons weet dat U ons lewe in U hand hou. En dat niks wat vandag met my of my mense kan gebeur, nie aan U bekend is nie. Vader, ons kies om net in gehoorsaamheid, met dankbaarheid en verwagting hierdie dag in te stap, omdat ons weet, U het alles reeds in U hand. En daarom kan ons sê, ek sal jubel in die Here. Amen.